is goed. Dus dankie. Dankie vir elke wonderwerk. Het is tyd geword dat die kerk weer die kerk word. Ek is moeg vir mense wat sê kerk is nie belangrik nie. Vandag vir sê ek weet nie hoe in my lewe ek sonder kerk sal klaarkom nie. En kerk is nie gekoppel aan 'n naam of 'n gebou nie. Ek praat van die samekoms van gelowiges. Waar ons mekaar stig, waar ons mekaar bemoedig, waar ons vir mekaar bid. Hoekom moet jy alleen huil? Hoekom moet jy alleen ly? Hoekom moet jy alleen deur die lewe gaan? Terwyl ons 'n familie is, 'n liggaam is van Christus. Dis tyd dat ons mekaar weer begin lief hê en mekaar waardevol te begin ag. Dis tyd. Dis tyd dat die kerk waar word. Ons valsheid by die deure uitgooi. Valse pretensies by die deure uitgooi. God waarsku ons. Vanoggend vir hierdie gedeelte lees. Ek net vanoggend terwyl ek praise and worship, terwyl ek hier aanbid, kom hierdie gedeelte in my gees op. En dit is 'n baie harde woord. Maar ouens, ek is nie om vir jou maklike goed te sê nie. Ek is hier om te sorg dat jy die waarheid hoor. Want die pad waarop jy is en waarop jy jouself bevind moet vir my baie belangrik wees, want ek wil hê jy moet op die nou pad wees. Die nou pad is nie 'n gewilde pad nie. Daar is nie baie daarop nie. Maar weet jy wat, is die mooi, jy's daarop en ek is daarop. En jy's nie alleen nie. Die feit dat daar nie baie daarop is nie, beteken nie dat jy alleen is nie. Dit beteken dat jy in sommige situasies van jou lewe dalk alleen staan. Tussen 'n groep mense kom waar jy alleen moet staan. Waar jy nie ingee nie. Ons buig ons knie te vinnig voor enige ander God. En ons gee te vinnig in. Omdat dit die menigte is, die makro kerk doen dit. Soos die makro kerk dit doen, dan moet dit reg wees. Maar dit is tyd dat ons terugkom na die woord van God toe. Dat ons knie voor die regte God buig. En sê, Here, ek lê my lewe af vir U. Mense gaan jou haat vir dit. You may lose your life. Ek nou klink soos Braveheart, we may lose our lives, but we will never lose our freedom. Ons vryheid in Christus. Hulle vir Stefanus gooi met die klippe. Eensaam. Sien hy hoe die seun van God regop staan. Want Stefanus het sy knie voor die regte God gebuig en nie voor die pretensies van mense. Voor hulle agendas nie. Voor hulle gemak nie. So as jy ongemaklik voel vanoggend, as jy hierdie ding lees, is nie 'n saak wat jy met my moet uitmaak nie. Gaan maak dit met die Here uit. 2 Timoteus hoofstuk 3 skryf die volgende. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. En ouens, ek wil jou aanmoedig om hierdie gedeelte te gaan lees by die huis. 2 Timoteus hoofstuk 3. Gaan lees dit. Want mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers. En hoe sien ons dit nie vandag nie? Hoe sien ons nie hierdie goed vandag in ons lewe nie? Al hierdie goed wat ek nou vir jou lees, kan jy identifiseer.
ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot. Ons is liefhebbers, mense het meer liefhebbers van genot geword as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante, en ouens, hierdie is die gevaarlike deel. Hierdie is die gevaarlike deel, maar ek wil vandag vir jou sê, you can't fool God. Amen. Jy kan my dalk nog vang, maar voor God staan jy naak. Amen. Niks om weg te steek nie. Hy sê die volgende: mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, hulle ken God. Hulle weet wie hy is. Ek wil so ver gaan om sê, hulle weet wat in sy woord staan. Ons het die gedaante van godsaligheid. Maar die krag daarvan verloon. Ons het die krag van die godsaligheid verloon, want it's all about me. Gaan oor my. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en die arm vroue gevange geneem met sondes belaai, wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot kennis van waarheid kan kom nie. Slim, te slim. Ouens, wat wil ek vandag vir jou sê hierdeur? Dis tyd dat die ware kerk van Christus begin opstaan. Dis tyd dat jy in jou lewe begin kyk. Ek wil vandag vir jou sê, dis nodig dat ons die gebed van Dawid begin bid, waar ons kom op ons knieë en ons identifiseer die dinge wat ons hier lees, en ons sê, Here, kom, deurgrond my, toets my, ken my gedagtes, Here, maar skep vir my 'n rein hart. Ek wil uitkom by dit wat U wil hê, ek moet uitkom. Ek wil ware sout wees. Ek wil ware lig wees. Tyd dat ons al hierdie goed een kant toe sit. As hierdie goed wat ek vanoggend gelees het, as dit nog by jou te vind is, as dit in jou groepe begin beweeg, dan moet jy jouself begin sê, jy's op 'n gevaarlike plek. Jy mag dag en sondig uit die sit. Maar as hierdie goed in jou lewe is, het jy die gedaante van die godsaligheid, maar jy die krag daarvan verloon. Hoekom ervaar ons nie God nie? Is dit omdat God minder wonderbaar is? Is dit omdat sy kragte opgeraak het deur die jare heen? Nee. Is omdat ons die gedaante van godsaligheid het. Maar ons is nog steeds liefhebbers van onsself en van genot bo God. Dit is tyd om terug te kom na die waarheid toe. Dis deel van jou doelgerigte lewe. Eerste ding wat jy vandag moet weet, jy's nie hier vir jouself nie. Op hierdie aarde nie. God gee, God vat weg. Daai asem wat jy so lekker terugtrek in jou longe, is dit wat God nou vir jou gee. En hy kan dit net so van jou wegneem. Besef ons hoe groot God is. Die God wat ons dien. Besef ons dat die God wat ons dien is heilig. En hy moedig ons aan, wees heilig, want ek is heilig. Ek gaan nie staan en toe kyk en goed praat as jy besig is met dinge in jou lewe waarmee jy nie moet besig wees nie. Sonde is sonde. En sonde verwoes. Maar God sê ek het gekom om jou lewe en oorvloed te gee. Dit beteken jy sterf iets af. Jy sterf die vuil en ou lewe af. Ouens, die probleem is ons vind bekering. En ek sê dit nou so, want ons vind hierdie bekering, die Sondag toe die pastoor preek, voel ons hoe God ons beweeg en die saad word gesaai, en ons vind bekering. Here, vergewe ons. En nou voel ons so vry, en dit beteken ons kan aangaan, terugdraai, en met ons ou lewe aangaan. God sê, ek gee vir jou iets nuuts.
Ek het jou nuut kom maak. Hoekom sal jy die nuwe kom besoedel met die oue? Dis daar's hy. Is julle almal nou wakker? Tyd vir die nuwe. Jou doelgerigte lewe, die eerste een is, jy is hier vir God se plesier. God is nie hier vir jou plesier nie. Ons moet dit baie duidelik maak. Ek is hier vir God se plesier. Ek is geskape vir sy huisgesin. Ek is deel van sy familie. Ons het laasweek gepraat oor die liggaam. Of ons het 'n paar weke gepraat oor die liggaam, deel te wees van God se familie. Vandag bring ek vir jou die derde ding. Die derde doel van jou lewe is jy is geskep om soos Christus te word. Jy is geskep om soos Christus te word. Dis tyd dat jy nuut word. Dis nie net 'n gedaante van godsaligheid nie. Dit is 'n lewe van godsaligheid. Ek wil jou vat na Kolossense. Jy kan jou Bybel vat na Kolossense hoofstuk 3. En ek hou daarvan as mense hulle Bybels bring, so ek wil jou graag aanmoedig om jou Bybel te bring. Bring bietjie jou Bybel saam, man. Dat jy eintlik saam met my kan lees. Dat jy kan sien ek lieg nie vir jou nie, ek kil jou nie. OK? Dit wat ek net vir jou vanoggend gee, wil ek hê jy moet dit self. Hulle sê mos, sit dit vir my op wit en swart. Hier staan dit dan op wit en swart. So hier's jou Bybel, Kolossense hoofstuk 3. En Juffrou Vos, ek het seker gemaak. Is reg. Ek lees self daar. Kolossense hoofstuk 3. Hy begin deur te sê, vers 1, Kolossense hoofstuk 3, vers 1, as julle dan, sê saam met Christus. Sê saam met Christus. Dis belangrik. As julle dan, en hy praat van jou wedergeboorte, jy het jou hart en jou lewe verander. As julle dan saam met Christus opgewek is, dan het jy jou ook reeds laat doop, want jy word opgewek in 'n nuwe lewe. Die ou lewe is verby, die ou dinge is agter jou, en hy skryf hierso aan die gemeente, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo. Goddelike dinge. Jy's nie meer geroep om hierdie lae dinge te bedink nie. Ons mors ons tyd deur lae gedagtes te bedink. Ons is in die dale, terwyl die Here wil hê jy moet op die berg wees. Jou gedagtes moet daarbo wees. Bedink die dinge wat daarbo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op aarde is nie. This world is not my own. Soos tyd dat jy jou verskywing in jou gedagtes reeds begin maak na jou nuwe huis toe. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God, wanneer Christus wat ons lewe is. Jy weet, die probleem van die kind van God wees vandag, of 'n Christen wees vandag, is dat Christus is deel van ons lewe. Hy is net 'n deel van ons lewe. Ons het 'n godsdienstige deel, en dan het ons 'n ander deel. Baie mense sien net die ander deel. Dis 'n klein groepie mense wat jou geestelike deel sien. Sondag sien hulle jou geestelike deel. Maandag sien hulle jou ander deel. Hulle sê mos, ek het 'n ander deeltjie in my. Wanneer Christus wat ons lewe is. Ons het 'n nuwe lewe.
Ons het nie meer 'n ou lewe nie. Christus is ons lewe. Hy is nie net deel van ons lewe nie. Geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood. Ouens, ek wil hê jy moet jou Bybel vat en ek wil hê jy moet 'n pen vat, 'n rooi pen of enige pen en omkring hierdie gedeelte. Maak dood. Raak ontslae. Skryf in jou Bybel, raak ontslae. Gooi dit uit. Dit hoort nie meer by jou nie. Raak ontslae, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodsdiens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het. Jy sien, dis nie meer deel van wie ek is nie. Dit was wie ek was. Maar dank God, die Vader, en dank hom vir sy liefde, dat hy my so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het, wat vir my aan 'n kruis kom sterf het. 'n Christus wie se bloed gevloei het, wat nou my koning is. Hy's nie net deel van my lewe nie. Hy is my lewe. Hierdie goed hoort nie meer by jou en my nie, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Kerk van God, ons het vroeër daarin geleef, maar dit is tragies om te sien, dat kinders van God nog steeds daarin leef. Mense wat met hulle mond bely, dat Christus deel van hulle lewe is. Maar hulle lewe is nog steeds die lewe van die ou feile. God sê, dit is nodig dat jy ontslae raak van hierdie rubbish. Ons is geskep om soos Christus te word. Dit is 'n pad wat ons stap. Maar, hy sê, maar nou, vers 8, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jou mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens en sy werke afgelê het, en julle met 'n nuwe mens beklee het. Sê 'n bietjie nuwe mens. So lekker liedjie. Nuwe mens, alles het nuut geword. Soos nuwe mense. Julle is 'n tough crowd vanoggend, hoor. En julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Nuwe mens, na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skit, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Christus is in alles en in almal. Hy is alles en hy is in almal. Dan sê hy weer in vers 12, weer 'n keer, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming en goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar, vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle dit ook doen. En vers 14, raai wat sê hy weer, beklee julle bo dit alles met liefde, wat die band van volmaaktheid is. Alles waarmee ons beklee is wat en wie Christus is. As jy gaan kyk daarna, alles waarmee jy jou beklee is wat en wie Christus is. Jy is gemaak, Callie, om soos Christus te word. Ek is gemaak, Johan Norke, om soos Christus te word. Dit sê nooit, ek sal die Christus wees nie, maar weet jy wat, ek streef na die beter en na die beste. Ek jaag die heiligmaking na. Beteken dit ek sal ooit volkome heilig wees, maar weet jy wat, terwyl ek dit sommer sê, niemand is heilig nie. En dit raak die reeltjie vir alles wat ons doen, om onsself te verskoon. Niemand is heilig nie. Ek is nie heilig nie. Maar weet jy wat, jy moet begin streef na heiligheid. Jy moet begin beter word. Ouens, ek wil vir jou sê, ek staan daagliks vir myself en sê, Johan, jy moet beter word. Ek probeer nie vingers na mense te wys vir die rede van dit wat ek voel nie. Ek moet beter word. Want dit gaan oor wie Christus in my is.
Ek is geskape om soos Christus te word. Ek wil jou sê weer, blaai gou na Romeine hoofstuk 13. Romeine hoofstuk 13. Ouens, ek gaan jou nie lank besig hou nie. Kyk gou vir jou langs jou, sê, ons hoef nie meer lank te sit nie. OK. Hier is die inleiding van die boodskap. Ons gaan 'n paar sondae fokus om te sê, jy is geskep om soos Christus te word. Hierdie is net die inleiding. Jy is geskep om soos Christus te word. Dian, jy is geskep om soos Christus te word. Ek wil elkeen van julle in die oë kyk, want ek wil nie een nou uitsonder, dan voel dit ek trap op tone. Ek wil nie dit doen nie. Ek wil elkeen van julle kyk. Ek gaan nou so gaan. OK, dit is baie vinnig, want jy het almal in die oë gekyk. Jy is geskep om soos Christus te word. Kyk vir jou langs jou, sê vir hom, jy is geskep om soos Christus te word. Dis groot woorde. Dis groot woorde. Dis nie lig nie. Ons is geskep. Hoor jy wat jy sê vanoggend? Ek is geskep om soos Christus te word. Die Christus wat my lewe is. Die Christus wat sy lewe vir my kom aflê het, sonder dat ek dit verdien het. En hier loop ek. En ek haat ander mense, en ek loop met onvergewingsgesindheid, en ek sal met enigiemand anders praat, maar ek wil net nie met Dani praat nie. Enigiemand anders. Ek sal braai, saam enige ou anders, maar saam Dani. O nee, 25 jaar terug, 12 uur die middag, op daai plek het hy vir my gesê, as ek soos Christus is, dan sê ek, weet jy wat, ek vergewe jou. Ek spreek jou vry. Ek wil nie aangaan in die manier waarop ek aangaan nie. Sit dit agter ons. Vergewe mekaar. Dis wat hy sê. Hoofstuk 13 vers 13 sê die volgende. Laat ons welgevoeglik wandel. Net kyk of jy lees. Ek weet, laat ons welvoeglik wandel. Soos in die dag. Nie in brassery en dronkenskap nie. Hoe nie? Dis ons kultuur van Suid-Afrika. Nou praat ek met Suid-Afrika hierso. Praat met 'n kultuur. God sê, wat 'n kultuur wil jy hê? Wil jy die kultuur van ander mense hê of wil jy 'n goddelike kultuur hê? Wat 'n kultuur wil jy in wees? Met wie wil jy geassosieer word? Ek trap volgende lekker op my eie tone. En joune. Daar's goed wat nie in die kerk van God hoort nie. Waarmee ons moet deel, eens en vir altyd. Laat ons welgevoeglik wandel, soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap nie, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie in twis en nydigheid nie, maar, wie het hulle Bybels? Lees hierdie saam met my. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Wandel deur die Gees en nie deur die vlees nie. God het jou geskep om soos Christus te wees. Hy roep jou om soos Christus te word. Om die pad te stap. Wat gebeur? Ek het nog 'n gedeelte. Julle, as ek oral moet blaai, gaan ek lank blaai. So ek het my iPad hierso. Maar jy kan weer blaai as jy wil, want ek wil dit vir jou gee. Efesiërs hoofstuk 4. Efesiërs hoofstuk 4 vers 22. Efesiërs hoofstuk 4 vers 22. En ek sê dit vir julle, en ek wil weer eens sê, skryf dit neer, gaan lees dit. Hy sê die volgende, vers 22. Naamlik, dat julle, wat jul vroeër leefstyl betref, die ou sondige mens, soos vuil klere, moet uittrek. Die Nuwe Lewende Vertaling, hy gee dit so mooi. Trek jou ou goed uit, soos vuil klere.
dit hoort nie meer aan jou liggaam nie. Dit het sy tyd gehad, en dis nou verby. Daar's iets beters. Dan praat hy, hoe lyk hierdie vuil klere? Bedrieglike begeertes. Laat hierdie mens te gronde gaan. Julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ouens, dis 'n proses wat ons vat, maar dis 'n proses wat ons stap. Ons begin nuwe gedagtes kry. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat hier op aarde is nie. Ons leer om anders te dink. Ons leer om anders te lewe. Ons leer om anders na dinge in die lewe te kyk. So, ons leer om op 'n nuwe geestelike manier te dink. Dan sê hy, ja, trek die nuwe mens so skoon klere aan. Die mens wat na God se beeld geskape is. Iemand wat werklik reg lewe, werklik. Ons lewe in 'n kultuur van fake. Kunsmatig. Alles is kunsmatig. Kan niks meer glo nie. Dis kunsmatig. Die mens wat na God se beeld geskaap is, iemand wat werklik reg voor God lewe, of werklik reg lewe voor God, en werklik aan hom toegewy is. Daarom moet julle die leuen aflê en die waarheid teenoor mekaar praat. Dan sê hy, wat het ons laasweek gesê? Ons is tog lede van dieselfde liggaam. Een God. Soos daai gedeelte wat ons gelees het. Een God, een doop, een. Die een praat nie teen die ander een nie. Dieselfde waardes wat by my is dieselfde waardes wat by jou moet wees. Dieselfde taal wat ek praat, is dieselfde taal wat jy moet praat. Dieselfde God wat ek dien, is dieselfde God wat jy moet dien. Saam, want ons is dieselfde liggaam. As hierdie hand van my moet besluit om net te doen wat hy wil, gaan ek stupid lyk. Die kerk van God lyk stupid, omdat elke lid sy eie ding wil begin doen. Ons trek rond. Ons twitch. Skouertjies. Snaakse goedjies. Wat gebeur? En ouens kyk na ons en hulle sê, "Kom doen jy wat jy doen?" Dis nie hoe 'n normale liggaam funksioneer nie. Ouens, is tyd dat mense na die liggaam van Christus kyk en sê, dit is wat 'n kind van God is. Veronderstel is hoe om te lyk. Is tyd dat daar egtheid in ons lewe moet begin kom. Jesus leer dit vir ons. Matteus hoofstuk 5. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien, die werk van God in jou lewe, dat mense kan sien dat jy bekleed is met Christus. Laat hulle dit sien, want as hulle dit sien, dan gaan die volgende gebeur. Hulle gaan julle goeie werke sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Jy sien, dan verander dinge. Is tragies om te hoor, as dit is hoe 'n kind van die Here lyk, dan wil ek eerder nie een wees nie. As dit is hoe 'n kind van die Here 'n baas is, wil ek eerder nie vir 'n kind van die Here werk nie. As dit is hoe 'n kind van die Here jou besteel in besigheid, dan wil ek eerder nie met 'n kind van die Here besigheid doen nie. Dis 'n skande. Dis 'n skande. Want ons is veronderstel om beter te wees. Jy's gemaak. Ouens, die derde doel van jou lewe. En alles kom terug na. Jy's gemaak vir God se plesier. Jy's gemaak vir sy familie. Jy's gemaak om soos Christus te word. Alles spreek van eenheid. God eerste. Mense moet Christus by jou kan sien en vind. Daarom is dit belangrik. Ek sê julle so 'n stukkie van ons manne aand se boodskap deel. Vir die manne gesê het. Manne, wees lief vir jou geweer, maar wees liewer vir jou Bybel. Die swaard.
waarmee jy in die gees veg. Wees lief vir jou geweer, maar wees liewer vir jou Bybel. Vat hierdie woord, bou hom in jou lewe in. Om die man en die vrou te wees, wie God jou gemaak het om te wees, soos Christus. Dat mense egtheid by jou sal vind in 'n wêreld van kunsmatigheid. Fake diamant is niks werd nie. Like genuine, as jy hom so kyk, maar as hy die toetse van die lewe deurgaan, dan sien hulle, hy breek. God het jou gevorm om kosbaar te wees. Jy is kosbaar. Hy heg waarde aan jou. Hy het jou geskape na sy beeld. Hy is so lief vir jou dat hy sy seun gegee het om vir jou te kom sterf. Niks is kunsmatig by hom nie. Daarom behoort ook niks kunsmatig by my en jou te wees nie. Ek en jy is gemaak om soos Christus te wees. Waar ook al jy beweeg, in jou huis, tussen jou vriende, in jou skool, waar jy jouself ook al, by jou werk. Mense het 'n sleg mentaliteit, hulle wil 'n pastoor kry om eerder te kom preek op 'n plek, want hulle wil hulle werkers vloek, hulle wil nie vir hulle preek nie. Ouens, dit is belaglik. As jy nie lig vir jou werkers kan wees nie, kan jy lig op geen ander plek wees nie. Jy kunsmatig. Dit is tyd dat ons die orde van God weer regkry in ons lewe. Jy is lig. Jy is sout. Al wat ek kan vra is, wees net eg. Wees net eg. Want jy is gemaak om soos Christus te wees. Kom sluit die oë. Vader, dankie vir die goedheid. Here, en vanoggend toe ek hierdie woord bedien, Here, en hierdie goed vir my oopbreek. Here, toe besef ek net weer eens, U roep ons tot 'n baie hoër standaard. Here, en mag daar geen kunsmatigheid by my gevind word nie. Here, ek vra dat U in hierdie oomblik sal kom, Heilige Gees, en in elkeen van ons se harte begin werk. Openbaar aan ons dit wat nie daar hoort nie. En Here, ons wil daarmee deel en klaar kry. Want ons is bekleed met 'n nuwe mens. Ons bekleed onsself met Christus. Here, Paulus is die perfekte voorbeeld wat sê, ek lewe nie meer nie. Ek saam met Christus gekruisig, maar hy leef in en deur my. Dat mense na die kerk van God weer sal begin kyk en begin sê, daar stap 'n seun van God, daar stap 'n dogter van God. Dat hulle die egtheid van wie U is by ons sal vind. Ek dank U vanmôre. Ek wil hê terwyl elke oog gesluit is, sluit jou oog. Dalk identifiseer jy goed vanoggend in jou lewe wat nie daar hoort nie. Dan wil ek jou vra om te deel met dit. Nou en hier. Nou en hier. Kry klaar met dit. God roep jou tot 'n hoër standaard. Moenie vandag jy uitstap met goed wat jou pla en met goed wat deel is van jou lewe wat nie moet deel wees nie. Moenie wag om jou lewe voor God skoon te maak nie. Doen dit nou. Ek wil jou die tyd gee om dit te doen. So net daar waar jy is, vat 'n tyd.
U is groot. Geskep om soos Christus te wees. Gaan bedink hierdie woord. Maak hom deel van jou lewe. Laat toe dat die vrug opkom. Doen die verandering wat verander moet word. Ouens, as ek kyk na die kerk in Handelinge, hoe hulle self neergelê het, hoe hulle dit so ernstig opgeneem het. Hulle het hulle wêreld omgekeer waarin hulle was. Mense wat jarelang krippel was, het begin loop. Mense wat blind was, het gesien. Hulle het dit gedoen oor wie God in hulle geword het. En God kan dit deur jou ook doen. Hoeveel van jouself is jy bereid om neer te lê? My alles gee. Amen. Ons gaan afsluit met 'n laaste liedjie. Terwyl ons wag op die tiendes en die offergawes, oom Bart Rian sal julle weer vir ons opneem. Ons lig ons lof. Ons lig ons lof voor die koning van die konings, die Here van die hemel. En weet jy wat? Hy's hier vir oggend. Ons kom met 'n verwagting dat die Here van die hemel hier is. En ons kom met nuwe harte om ons eerbied aan die Here te kom wys. En ons lig, ons lof aan die Here van die hemel by ons. Ons lig en ons lig, ons lof van die Here van die hemel. Ja, die Here van die hemel is hier. Ons kom en ons kom met 'n verwagting dat die Here van die hemel hier is. En ons kom met nuwe harte om ons eerbied aan die Here te kom wys. Ons lig en ons lig, ons lof aan die Here van die hemel by ons. Ons lig en ons lig, ons lof aan die Here van die hemel. Ja, die Here van die hemel is hier. Amen. Kom ons gee die Here 'n hande klap. Lekker, Here, U is hier. Vader, verdaag ons in die liefde U genade. En Here, ons wil ware lig en sout wees. Bring ons op die bestemde tyd weer by mekaar. Bewaar elkeen dat hulle geseënde en goeie week sal hê in U naam. Bid ek dit. En ons almal sê saam: Amen. Amen. Kom ons drink 'n lekker koffietjie buite saam. Kuier nog saam. Geniet die tyd.